gaan so vir oom Johan vra vir ons later te staan. Hy gaan dan vir ons die skriflesing behartig uit Matteus 1 vanaf vers 1 tot 17. Die van die wat die Bybel saamgebring het, eerste boek in die Nuwe Testament, korrekte naam die Evangelie volgens Matteus, en dan hoor ons ook wat die Here vir ons in hierdie stamregister vir ons wil sê vanoggend. Hemelse Vader, dankie dat ons tot U kan nader. Here, dankie vir eigens gebed vir moeders en oumas. En Here, dankie ook vir vroue wat 'n belangrike rol, 'n moedersrol in elkeen van ons lewens speel. Here, dankie dat ons dan hierdie dag aan hulle kan opdra. En Here, ons weet dit is nie altyd maklik om 'n moeder te wees nie onder moeilike omstandighede. Verg dit hierdie besondere liefde, hierdie besondere toewyding en verstaan, en dan ook die harde werk. Mag ons dit raak sien, daar waar hierdie vroukie maar agter die seentjie of die kind aangeloop het en die speelgoed opgetel het. Here, hoe gereeld sien ons dit nie, en as ons terugdink aan ons kinderjare, dan onthou ons maar die ma altyd agter ons skoongemaak het, agter ons reggemaak het en reggetrek het. Here, as ons opstaan, dan is die kosblikkies maar gepak. Ons is nie altyd dankbaar daarvoor nie, ons wys dit nie altyd nie. Maar dankie dat U ons vandag herinner aan daardie klein besondere dingetjies, en dat dit ons opnuut, Here, dankbaar maak. En mag ons dank vandag betoon en die dae wat kom aan elke vrou. In Jesus naam, amen. Die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach en Tamar. Peres van Gesram en Gesram van Ram. Ram was die vader van Abinadab en Abinadab van Nachson. En Nachson weer van Salmon. Salmon was die vader van Boas en Raag. Boas van Obed by Rut, Obed van Isai. Isai was die vader van koning David. David was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabeam, Rehabeam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat. Josafat van Joram, Joram van Isia. Isia was die vader van Jotam en Jotam van Agas, Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië. En na die Babyloniese ballingskap, het was 450 voor Christus ongeveer, was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Zerubabel. Zerubabel was die vader van Abihud, Abihud van Eldatum en Eldatum van Asel. Asel was die vader van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was die vader van Eliasar en Eliasar van Matta en Matta weer van Jacob. Jacob was die vader van Josef, die man van Maria. Uit die gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte vanaf Abraham tot by David en weer 14 van David af tot by die Babyloniese ballingskap en dan ook weer 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ek is baie bly dat ons in 1965 dit nie so vraag gesasie kan. Baie dankie oom Johan dat jy my gehelp het met hierdie name vanoggend. Baie
vir dit, nadat ons die geslagsregister van Jesus gehoor het, is u gereed vir die Moedersdag preek uit die geslagsregister van Jesus uit al hierdie name uit. En hoekom ek dan dit gekies het, is daar is vier vroue wat dan hier genoem word. Vroue onder moeilike omstandighede, wat deur moeilike tye gegaan het, maar tog ten spyte van dit wat hulle deurgegaan het, dit wat hulle beleef het, die emosionele, die fisiese, is hulle belangrik genoeg om in die geslagsregister van Jesus opgeneem te word. Het Jesus gesê, maar hulle moet deel vorm van hierdie geslagsregister, want hulle is deel van wie ek is. Hulle is deel van die stamboom en as gevolg van hulle standvastigheid, hulle hardwerkendheid, hulle liefde, hulle loyaliteit, kan ons uitkom by vers 7 waar ons sê, uit hierdie stamboom waaruit Jesus Christus gebore is. Ek wil vir 'n paar voorbeelde noem, voordat ons by eindelike persone uitkom. Die eerste een is Tamar. Tamar het 'n harde lewe gehad. Baie harde lewe, so koud en so hard soos hierdie klip was. Haar man het gesterf, en soos die tradisie, kultuur van daardie tyd was, is sy dan vir die tweede seun gegee van Juda. So haar eerste man was erg geweest, en toe word sy gegee aan Onan. Onan het haar misbruik, liggaamlik misbruik net vir sy eie voordeel, en hy wou nie eintlik by haar kinders wek nie, want hy wou nie sy broer se kind by haar verwek nie. Hy het haar met afguns behandel, en die Bybel sê, hy was ook 'n baie slegte man geweest. Toe sê Juda aan Tamar, ek sal jou verseëlig gee my jongste seun. Wanneer hy oud genoeg is, dan trou jy met hom, dan kan jy met hom trou. Maar gaan terug na jou vaderhuis toe. Gaan wag daar tot sy oud genoeg is, dan roep ek jou, dan kan jy kom trou met hom. Hy het dit nooit gedoen nie. Sy is verban, sy is verneder terug na haar vaderhuis toe sonder enige eiendom, die klere op haar rug sonder enige kinders. Dis die harde lewe wat sy gehad het van verwerping, van vernedering, van nêrens inpas nie en van misbruik deur 'n man of deur mans. En toe hoor sy dat Juda op 'n dag op reis is en sy doen haar voor as 'n prostituut. En sy het gemeenskap met Juda en daaruit word 'n tweeling verwek. So sy word die ma van 'n tweeling en uit Peres word dan die stamboom van Jesus verder gevolg. Die ander seun se naam is Serach. En Juda gee toe vir Tamar sy koord, sy seelring en sy kirie, is amper soos sy identiteitsdokumente bewys. En toe laat weet sy vir hom, ek is swanger. En hier kom hierdie man en hy sê sy moet doodgemaak word. Onregverdige behandeling van 'n vrou, van 'n moeder, van 'n ongebore baba. Die vrou en die kind moet doodgemaak word. En sy stuur toe hierdie 3 goedjies wat Juda vir haar gegee terug na hom toe. En daar lê hy 'n belydenis af dat hierdie vrou wat so swaar gekry het, hierdie vrou wat verwerp is, wat verneder is, wat teruggestuur is na 'n ouer huis toe. Hy sê, hierdie vrou is meer regverdig as wat ek is. En vanoggend sit hier dalk ma's wat ook deur vernedering gaan, wat ook verwerp voel dalk deur hulle man, deur kinders, en hulle sukkel om dit te verwerk, maar as gevolg van Tamar se vasberadenheid
het sy dan 'n tweeling in die wêreld gebring. En sy verander Juda, die pa van haar seun se hart, maak haar dood. Na toe die broers toe Egipte toe gegaan het na Josef toe sê hierdie einste Juda, Benjamin gaan, ek sal bly in sy plek. Kan jy sien hoe hierdie vasberadenheid, hierdie getrouheid van Tamar veroorsaak het dat haar man se hart sag geword het, dat hy ook begin omgee vir sy medebroers. Tamar se verhaal wys van 'n moeder se vasberadenheid, innerlike krag. Daar waar 'n moeder sê, my kinders se lewe beteken iets, ek sal veg vir hulle. En baie van ons wat dan vandag, of u wat as moeders hier sit, word herinner daaraan dat daar teleurstelling is. En baie keer dan voel julle, maar niemand sien my raak nie, ek doen al hierdie dinge, en dan word ek nog weggejaag en weggestuur, niemand sien my raak nie. En dit is vir my belangrik dat ons sal besef, u as moeders, in hierdie gebroke omstandighede, hierdie moeilike omstandighede, van alleenheid, van verwerping, van wegstuur, sien God die hart van 'n gebroke ma raak, en hy seën haar met 'n tweeling, en hy ag haar belangrik genoeg, om in die stamboom van sy enigste seun Jesus Christus opgeneem te word. Ek wil u tog net die aandag vestig op die eerste reeltjie punt op die bord. Moedersdag gaan nie oor volmaakte moeders nie, maar oor God wat deur gewone vroue buitengewone dinge doen. Onthou dit, lees dit, want ek weet julle as moeders, as oumas, julle stel hoë standaarde, en wanneer julle nie daardie punt bereik in jou lewe nie, dan voel jy dalk maar, ek is 'n mislukking. En mag ons uit 'n Tamar vanoggend agterkom van vasberadenheid, van al word ek verwerp een kant toe gestoot, die Here sien die gebroke hart raak. Hy herinner ons dat God self deur gebroke omstandighede nuwe hoop bring. Sy leer ons dat 'n moeder soms die een is wat in stilte beklei vir haar huis, haar kinders en haar toekoms. Mag u sou die assosieer met dit Tamar vandag werklik net kom besef, Here, in hierdie moeilike omstandighede, so hard soos 'n klip, u sien my raak, en dankie dat u my nog steeds gebruik. Ons gaan verder, en ons kyk na Rahab, die ma van Boas, soos ons gelees het, en Boas was later dan Boas het later dan met Rut getrou. Rahab staan in die Bybel bekend as die prostituut, en dit word nie ligtelik opgeneem nie, want die vrouens in daardie tyd was afhanklik van die mans gewees vir hulle ekonomiese inkomste, vir 'n geldjie. Rahab se verhaal begin met donker plekke, waar sy bekend gestel word en aan ons voorgestel word as die prostituut, maar haar lewe eindig in genade. Haar lewe eindig met 'n mooi storie. Sy word onthou as die vrou met die rooi tou. En wanneer ons dan van Rahab lees en ons praat oor haar, dan vergeet ons van Rahab die prostituut. En ons onthou wat sy vir die twee verkenners gesê het, ek sal die tou uithang, spaar my ma, spaar my pa, spaar my broers en my susters. Dit is wat ons van Rahab onthou, 'n geloofsvrou wat gesê het vir die verspieders, ons ken julle, ek weet van julle, julle God is sterker as ons gode, ek weet julle sal regeer. Rahab wys dat God nie volgens 'n mens se verlede handel nie. Hy werk met jou geloof. Wat 'n wonderlike
geloofsgetuienis van Rahab is dit nie. Rahab wys dat God nie mense volgens hulle verlede onthou nie, maar volgens hulle geloof. Sy word uiteindelik deel van Jesus se stamlyn. En dan kom hier die belydenis van Rahab, die ma, waar sy sê, die Here julle God, hy is God bo in die hemel en onder op die aarde. 'n Prostituut wat met geloof getuig dat God die God van die hemel en die aarde is. En dan gaan ons verder van die Ou Testament na die Nuwe Testament in Hebreërs 11 waar hierdie geloofshelde saamkom en dan word Rahab se naam saam met 'n Moses, 'n Abraham en 'n Gideon gebruik. En dan verder in die Nuwe Testament kom Jakobus en hy sê maar waar geloof en haar dade is, dit is wat ons moet doen. Hy gebruik haar as voorbeeld wat gekoppel word aan dade en geloof. Rahab is vir ons 'n voorbeeld. Dis onthou die Bybel haar nie primêr vir haar verlede nie, maar vir haar geloof. 'n moeder se geloof kan 'n hele huis red. Daar is moeders wat vir my vertel het, vorige gemeentes, wat sê ek het so lank gebid vir my man en my kinders dat hulle tot geloof en tot insig en tot bekering kom. En ek bly nog steeds bid en ek bly nog steeds glo en vertrou dat dit so sal wees. Rahab het tot geloof gekom en sy het vir haar gesin gebid. 'n moeder se geloof kan 'n hele huis red. Jy hoef nie 'n perfekte verlede te hê om 'n geloofsnalatenskap te bou nie. God ontmoet jou daar waar jy is. Dan kyk ons na dit. Die ma van Obed die pa van Isai en Isai die pa van Dawid. So nou kan ons sien hoe die stamboom by mekaar kom. En Rut en Boas kom nou by mekaar uit en hulle wek 'n seun met die naam van Obed. Obed is dan die vader van Isai en Isai die vader van Dawid, wat ons almal ken, vas dan ook deel vorm van die stam. En in die boek van Rut word hierdie verhaal vir ons so duidelik uiteengesit. En dit is in die tyd van die rigters, moeilike tyd vir Israel, chaos in die land. En hier kom hierdie vrou ten spyte van die chaos en die gebrek aan rigting in daardie tyd, kom sy met 'n baie mooi verhaal. 'n Verhaal van sagtheid, 'n verhaal van lojaliteit, 'n verhaal van 'n arm vrou wat agterloop om die koringkorrels op te tel sodat sy iets het om te eet. Dat sy dit kan vat na Naomi toe, dat sy vir Naomi gesê, daar waar jy gaan, daar gaan ek. Lojaliteit, liefde. En dankie vir elke ma wat onder moeilike omstandighede in armoede waar daar koringare opgetel moet word om die huishouding aan die gang te kry, dit doen. En onder moeilike omstandighede kos op die tafel sit. En dan weet baie van die kinders weet nie van hierdie omstandighede nie. Sy versorg, sy werk hard en sy kyk na ander mense. Rut bring warmte in die huis van Boas en by Naomi. Sy is die een wat gekies het en gesê, maar ek sal saam met jou gaan. Dis is Rut se storie, 'n storie nie van verlies nie, maar van lojaliteit, ook van rou en hartseer, maar daar is ook 'n storie van geloof en voorsienigheid. Rut kies lojaliteit bo die gemak van haar eie lewe. Sy kies om Naomi te volg. Sy kies om die liefdevolle persoon te wees. En wanneer ons by Rut kom, dan sien ons, moederskap is dikwels stil, moederskap is getroue liefde, die daaglikse kies om daar te wees. Dis die kos maak, die luister, die dra en
die bid. En mag ons dit van Rut onthou, haar toegewydheid, loyaliteit, liefde, en altyd daar wees vir almal. As jy mooi geluister het, in Matteus 1, dan word Batseba se naam nie genoem nie. Daar staan geskrywe die vrou van Uria, wat eintlik Batseba is. En uit hierdie dames, vroue, moeders vanoggend, gaan my persoonlike hart die meeste uit na haar toe. Batseba is die ma van Salomo. Ons almal praat van Salomo, ons almal praat van Dawid, en wanneer ons dan hierdie verhaal lees, dan praat ons en ons lees dit baie keer vanuit 'n Dawid oogpunt uit. Maar ons vergeet om einde van 'n Batseba oogpunt dit ook te lees en ook te aanskou. 'n Vrou wat omgegaan het met haar daaglikse take en eintlik wat deur die magsposisie van 'n man uit daardie lewe van haar geruk word en in 'n ander lewe geplaas word. Daar waar Dawid reël dat haar man dan in die voorste linies veg, hy kom tot sterwe en hy neem haar, hy vat haar, hy eien haar toe as sy vrou. En dan verwek hulle ook die eerste kind en hierdie kind gaan dood. So sy ervaar die verlies van haar man. Sy ervaar die vernedering van ek moet nou sommer die koning se vrou wees en dan baar sy 'n kind en hierdie kind kom ook tot sterwe. In my kantoor lê daar 'n sakkie, daar's 'n potskerp wat ek nou vergeet het om uit te haal. Het ek jou nou so baie gebruik. So Batseba lewe 'n lewe van 'n diep seer. En baie keer dan kom ons dit nie agter nie. Dan is altyd koning Dawid. Maar hierdie seer op die einde van die dag word heeltemal omskep na 'n koningsvrou, 'n koningskoningin, waar sy hierdie swakheid aan die begin heeltemal omskep, dat Salomo haar seun op die einde van die dag voor haar buig. Toe Dawid onseker was oor sy regering en wat hy moet doen, toe gaan sy en Nathan en hulle help vir Dawid om weer in lyn te kom met dit wat hy ooreengekom het. En dit is vir my so wonderlik om dit te besef, dat hier kom Batseba wat uitgeruk is, uit haar gewone omgewing, en sy word herstel as koningin. Sy kry status, sy word eintlik die koninginmoeder, as gevolg van dit wat God in haar lewe bewerk het. Die haar storie begin met die pyn en misbruik van mag, maar God skryf steeds in toekoms. Kry jy dit? En hoe lyk dit? Waar is hy? Is in 'n pakkie. Baie pakkies. Dit regtig. Okay, ek gaan nou kyk daar. Ek sal as ons 'n lied speel, dan gaan ek gaan dit kry. So dit begin Batseba met Dawid wat haar heeltemal uit haar comfort zone uitbring. En wanneer ons kyk na Batseba, dan sien ons hierdie is nie hoe dit bedoel was om te wees nie, maar God gooi die gebreekte dinge nie weg nie. Sy word gebreek deur 'n man wat veroorsaak dat haar man tot sterwe kom. Sy word gebreek deur 'n man wat haar uit haar huis uitneem na die paleis toe. Sy word gebreek deur haar eerste kind wat tot sterwe kom. En dan gebruik God hierdie omstandighede om haar sterker uit te bring, want in Konings lees ons 'n ander Batseba as wat ons in Samuel lees. En dit maak net soveel meer sin dat sy dan eintlik die koninginmoeder word. Maar as gevolg van moeilike omstandighede. Ek lees van Maria, die moeder van Jesus, Matteus 1 vers 16. Hier waar sy so tussen die ouderdom van 14 en 16 vir God gesê word, vir God sê, laat dit met my gaan volgens u woord. Laat dit met my gaan volgens u woord. Here, ek weet nie wat dit is om moeder te wees nie. Here, ek is nie seker wat dit alles behels nie. Maar Here, ek is gehoorsaam aan u. Laat dit met my gaan soos u woord
En baie keer wanneer ons die doopgesprek het, dan sê baie van die moedertjies, ek weet nie wat voor lê nie, ek is onseker. En as hierdie Maria kom na vore en sy sê, maar laat dit met my wees soos u woord bepaal, soos wat dit in u woord staan. Here, gee vir my die leiding. Maria koester vir Jesus, sy gee geboorte aan hom. Maria kom en sê, maar Jesus, die mense het nie wyn nie. Ek as jou ma het vertroue in jou. Ek dink dit is die regte tyd vir jou om jou wonderwerke te begin. Maria lei Jesus in die eerste water verander in wyn wonderwerk in. Sy kom na God en sê, ek verstaan nie alles van ma wees op hierdie ouderdom nie, maar ek vertrou u as my God. Ek sal leiding neer, of u sal u kan vir my die leiding gee. Maria volg Jesus se bediening, sy werk op 'n afstand. En ek dink ons ma's volg ook ons kinders se vordering, se studies, se werk op 'n afstand. En baie keer is ons baie naby aan hierdie vordering. So Maria stap saam met Jesus op ouderdom 13 by die tempel toe hy weggeraak het. Maria het gaan soek, waar is my kind? Maria het saam met Jesus beweeg. By die kruis was Maria te vind gewees. By die opstanding was Maria te vind gewees. By in Handelinge 1 toe die nuwe gemeente begin het en almal saam gebid het, was Maria teenwoordig gewees. Sy was deel van die begin van die kerk gewees. Die eerste kerk na die uitstorting van die Heilige Gees. So nou kan ons sien hoe hierdie jong vrou deel was van Jesus se lewe tot die einde toe. Die Bybel sê nie vir ons hoe sy tot sterwe gekom het nie. Daaroor is die Bybel baie stil. Maria sê, sonder om te verstaan, om alles te verstaan, sal ek ma word. Die mooiste ding wat 'n ma kan doen, is om op God te vertrou. Sy wys geloof is dikwels nie groot openbare heldedade nie, maar daaglikse oorgawe. Geliefdes, elkeen van hierdie vroue het 'n moeilike tyd gehad. Maar ten spyte daarvan het hulle 'n moederlike plig nagekom. Sou u assosieer met een van hierdie vroue uit die stamregister uit, mag u waarde heg aan moederskap, mag u waarde heg aan vrou wees, aan waar jy omgee vir kinders en vir ander mense, want dit is moederskap, u omgee en die liefde. Mag een van hierdie vroue tot jou spreek, mag jy agterkom dat ek kan vasbyt, al is dinge hard en moeilik, dat daar nie na my verlede gekyk word nie, maar dat daar gekyk word na God se genade oor my lewe. Here, onder moeilike omstandighede, ekonomiese omstandighede, is ek bereid om hard te werk, my loyaliteit en liefdes teenoor my man en gesin en kinders. Here, ek is bereid om dit te doen. As jong moeder, Here, ek vertrou u op dit wat ek deurgaan. En dan wat Seba in hierdie gebreekte omstandighede, Here, wat deur ander mense veroorsaak word, sal ek u getrou volg. Hemelse Vader, wees met ons, lei u ons en sterk u ons. Here, dankie dat Moedersdag nie oor volmaakte moeders gaan nie, maar oor 'n God wat gewone vroue buitengewone dinge laat doen. Here, dankie dat daardie vroue vandag nog steeds bestaan, dat hulle hier in die gemeente en in die kerk is, Here. Ons vra dat u hulle sal seën. Ons raak bewus van moeilike omstandighede waarin hulle moederskap, hulle ma wees moet uitleef. Dit raak al hoe moeiliker ook, Here. Maar dankie dat hulle op u vertrou, soos in Maria. Dankie, Here, dat u die omstandighede verander van 'n gebreekte Batseba na 'n koningsmoeder, Here, 'n moederlike figuur. Here, dankie dat u 'n rit gebruik, hardwerkend, loyaal, stil agter die skerms, Here, bring sy die warmte in die huis. Ja, Here, ons onthou nie vir Rahab as die prostituut nie, ons onthou vir haar as die een wat haar gesin gered het, as die een wat die verspieders weggesteek het, Here, en die een wat gesê het, maar u is die God van bo in die hemel en op die aarde. Ja, Here, ook vir Tamar wat
deur hierdie mans misbruik word en as niks werk, een kant toe weggestuur is na die Vaderhuis. Dankie Here dat sy vasbyt onder moeilike omstandighede, Here, het sy haar doel bereik. En dankie vir die vasbeslotenheid, vasberadenheid wat sy dan aan die dag gelê het. En mag ons as vroue en ons almal ook uit hierdie stamregister van Jesus iets lees. Ons bid dit alles in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen.